So dit is nou my eer en voorreg om die spreker voor te stel. Sy naam is baie duidelik daar op die skerm sigbaar, Christo Venter van die Sentrum vir Ruimte Navorsing, die Universiteit. En ek hou 'n kort biografie voor vir die mense wat hom nog nie ken nie. Christo het in 2002 by die Sentrum vir Ruimte Navorsing Noordwes Universiteit aangesluit as 'n nagraadse student. Na voltooiing van sy PhD in 2008 het hy suksesvol aansoek gedoen as 'n NASA postdoktorale program vennootskap en 2009 by die Goddard Space Flight Center in Maryland in VSA deurgebring. Hy het die volgende posisies aan die NWI bekleed: lektor, senior lektor, mede-professor en tans is hy professor. En dan is hy ook vakvoorsitter gewees en 'n navorsingsdirekteur. Hy is betrokke by modellering van pulsare en pulsarstelsels as deel van die High Energy Stereoscopic System, die HES, van baie mense dalk al gehoor het. Die samewerking in daardie verband in wêreldklas, baie hoë energie gammastraal teleskoop in Namibië. Hy is ook betrokke by die Fermi Large Array Teleskoop LHT en gammastraal satelliet, sowel as die volgende generasie grondgebaseerde gammastraal eksperiment genaamd die Cherenkov Teleskoop Array CTA, wat onlangs nader beweeg aan radioastronomie en was die hoofondersoeker vir 4 open-time voorstelle op die Meerkat radioteleskoop. Die Nasionale Navorsingsstigting het aan hom 'n B1 gradering toegeken vir die internasionale impak van sy werk. Christus, mede-auteur van 36 geakkrediteerde vaktydskriftartikels, 40 geakkrediteerde konferensieverrigtinge, nog 29 konferensieverrigtinge en dan 'n hele aantal HES, Fermi, LAT en Meerkat artikels. Hy het ook 64 internasionale en 33 plaaslike konferensies bygewoon en 13 genooide voordragte gelewer. En dan het hy 'n aantal honneursprojekte en projekte en PhD-studente al afgelewer en hy het tans onder sy toesig beplan om voort te gaan met navorsing in die lewendige veld van multiboodskapper astronomie, insluitende die gebruik van data van fasiliteite soos HES, Fermi, CTA, Chandra, NICER, Meerkat en die SKA. Hy is besig met 'n deeltydse M in teologie en sy tweede klavieralbum het in 2025 vrygestel. En hy is ook die afgelope 28 jaar betrokke by gesinsbediening van die Goeie Nuus, Good News Christelike Koran. Luister graag na jou presie. Ja, dames en here, vertrou julle kan my hoor. En dis nogal vreemd in Afrikaans oor pulsare te gesels, maar ek gaan my bes probeer. Thanks to all my students for the moral support. I appreciate it. Ek gaan stadig en duidelik probeer gesels in Afrikaans. Nou hulle spot altyd met die Potchefstromers, hulle sê ons sê gamma en die Grieke sê gamma en die ander plekke sê gamma, so ek weet nou nie. Ek het groot geword met gammastrale, so verskoon maar die G, maar gammastraal pulsare, latbakens van die heelal. Ek het maar probeer 'n bietjie poëties te wees, maar waaroor ons gaan gesels is pulsare, dis 'n tipe ster, baie kompak en bestaande uit neutrone. En hy skyn in verskeie energiebande, fotone uit en ook straal hy deeltjies uit. Nou die gammastraal is nou my hooffokus, maar ek gaan 'n bietjie praat oor ander fotone ook soos radio en X-strale ensovoorts. En ek wil ook net my baas welkom heet. Dankie Amare dat jy hier is. So, mens moet begin met definisies. Dis altyd 'n goeie begin. Maar eers begin by 'n interessante verhaal. Ek weet nie of dit waar is nie, maar daar's een of ander maatskappy gewees wat 'n horlosie vrygestel het met die naam van 'n pulsar. En toe dagvaar hulle die wetenskaplikes en sê maar
Julle kan nie ons naam gebruik nie, want ons het 'n Pulsar horlosie. En ons kry 'n Pulsar motorfiets ook. En nog 'n paar ander Pulsare, motordees daar ook. Maar ek wil net sê ons was die eerste. So, Pulsar is eintlik die Engels se verkorting vir 'n pulsating staaf. En hier is maar meer van 'n klein maklike weergawe om te sê daar's 'n klein sterretjie baie naby aan 'n sfeer met 'n magneetveld en hy waarskynlik nie so eenvoudig soos die dipolveld wat ons hierso sien nie, maar daar's deeltjies wat vrygestel word relativisties, so baie vinnig bewegende deeltjies en dit maak 'n wind op. Ons praat ook van die sonwind. Sodat ons nou praat van 'n wind in ons gewone taal, dit is ook 'n wind, maar bestaan uit relativistiese deeltjies, baie vinnig bewegende deeltjies. En ja, magneetveld. So hierdie prentjie het die teoretiese nou al vir 60 jaar seker besig gehou om uit te vind presies hoe lyk die wind, wat is die komposisie, waar kom die radiostraling vandaan, waar kom die gamma-strale vandaan, hoe lyk die magneetveld presies ensovoort. So dit is eintlik ek is nou al in die 20 jaar besig om self te probeer uitpleis in detail wat daar aangaan, maar het is altyd goed om met 'n bietjie te ken die geskiedenis van die pulsare. So natuurlik pulsare bestaan al lank al, voor ons nog geweet het hulle bestaan, maar in 1967, dis nou so 'n bietjie voor my tyd, toe was daar 'n nagraadse student en sy het 'n groot teleskoop help bou en help bewerk en opgewerk en toe sien sy sulke klein seintjies daarso. Nou eintlik is hierdie omgedraai, dit is pulse. Wat jy met jou oog kan jy sien, daar's materiaal maak 'n puls daarso. En toe begin jy ons wonder, maar het iemand dalk 'n telefoon of 'n mikrofoon of iets naby, ek weet nie waar selfone al was daai tyd nie, seker nie, maar hulle het gewonder of dit dalk terrestrieel kan wees, aards kan wees. Maar toe kom hulle agter dat hierdie pulse hang saam met sideriese tyd. Nou dit is die aarde wat rond om sy eie as draai en ook rondom die son beweeg, so 'n sideriese dag is klein bietjie korter as 'n 24-uur dag. En dit sê vir jou dat as hierdie sein saamhang met sideriese tyd, dan moet dit 'n astrofisiese sein wees. Dit kan nie 'n aardse sein wees nie. So toe het hulle die eerste pulsar gesien daar op 28 November. En dit is Jocelyn Bell. Sy is deesdae dame Jocelyn Bell Burnell. Sy het ook al 'n dekaan geword van wetenskap en na ben aftrede deesdae, maar sy het al die wêreld oorgereis en haar baie interessante verhaal vertel. Hier is nog 'n prentjie waar sy met die data gesit het en daar's regtig interessante verhale. Die een wat sy vertel is, agterna kom mense na haar en sê, eintlik was ek eerste om 'n pulsar te ontdek, maar ek het gedink dit is fout met my masjien, toe maak ek so en toe gaan die sein weg en toe is dit nou nie meer daar nie, so toe dink ek nie, dit is reg. So ongelukkig het party ouens 'n ontdekking in 'n leeftyd gemis, maar uit die tydsgees het hulle nogal die Nobelprys toe nie vir haar gegee nie, maar vir haar studieleier. So dit gebeur ook, maar sy het baie ander pryse verwerf. So as hierdie animasie werk, kom ons kyk gou-gou, dan kan as hy vir ons wys wat is 'n pulsar. Ek hoop net nie klank is 'n probleem nie. Sy. Nee, 1%. So daar kan ons 'n klein sterretjie sien wat in die rondte draai. Hy is so groot soos 'n groot stad, soos Chicago. En sy radius is 10 km, bestaan uit neutrone binne. Daarso is die magneetveld en daar straling wat aangedui word waar die teoretici maar dink wat die straling vandaan kom. En wanneer hierdie bundel lig in ons rigting wys, ons siglyn, dan sien ons 'n puls. En dis hoekom ek in die begin geskryf het, daar's 'n prentjie gewys het van 'n ligtoring. Ek weet nie of wie dit raak gesien heel in die begin nie. Hierso is 'n voorbeeld van 'n pulsar, daar in die kolletjie daar in die middel, en dis 'n groot geselster, companion, noem hulle dit, en die pulsar eet hom op, hy eet sy massa, hy steel sy massa. En ek gaan later 'n bietjie praat oor spinnekop binêre sisteme, spider binaries, en dis juist 'n analogie van die spinnekop wat die wyfie die mannetjie opeet, wat hulle so genoem het. So ja, daar's 'n paar ons praat van gamma-strale, maar daar's natuurlik 'n hele rits verskillende fotone met verskillende energieë. En as ons na die golflengte kyk, dan sien ons hier's 'n baie lang golflengte en daar's 'n baie kort ene.
En dit is geweldige ordes uit mekaar. Die radio, hierso is sy golflengte 10,3, ek dink is meter, as ek reg is, en daar is 10,12. So dis 15 ordes verskil in ons elektromagnetiese spektrum. Nou ek dink ook aan 'n baie lang klavier. Hou van klavier speel, maar hierdie is 'n baie lang klavier. So jy kry jou hoë nootjies en jy kry jou baie lae en diep note. En in 'n sin is hierdie die lae en diep note, maar in energie en daar is die hoë nootjies. Nou ons oë kan optiese lig sien. Ons sien wit lig en sy komponente, rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet, reënboogkleure. En dis 'n baie klein stukkie van hierdie groot band wat eintlik bestaan. So mense het begin om teleskope te bou en van die teleskope kan op die grond werk, soos 'n optiese teleskoop, maar ander is 'n satelliet wat buite die ruimte gestuur moet word in die ruimte. Omdat die wolke in die atmosfeer van hierdie straling absorbeer, dan kan ons dit nie sien nie. So dit is 'n hele ontwikkeling oor dekades heen. En ek gaan so 'n bietjie fokus op die gammastrale, die hoogste energie wat 'n mens kan kry. Maar deesdae is dit nie meer, toe ek nou jonger was daar 'n multi-messenger, multi-wavelength astronomie, multi-golflengte. Nou is dit deesdae multi-boodskapper, multi-messenger astronomie. En wat dit beteken is dat fotone is nou net een aspek van 'n groter prentjie. Die foton self het nou al hierdie energie en hy kan groot en klein word, die energie, en dan ons die radio tot gammastrale. Maar daar's ander dinge ook. Daar's kosmiese strale. En snaaks genoeg, dis nie strale nie, dis deeltjies. Maar die eerste ouens wat dit gemeet het gedink is daar 'n straal van die ruimte af. So dis eintlik deeltjies. En dis al 100 jaar oud om te probeer ontdek presies waar kom hierdie deeltjies vandaan. En ons bestudeer astrofisiese bronne om die versnelling van deeltjies te beter te verstaan en te sien waar hulle vandaan kom. So dis 'n hele kosmiese straalprobleem. Dis al 'n eeu oud. Dan neutrinos is bietjie nuwer. Dis ook 'n baie ligte deeltjie wat ver afstande kan beweeg teen spoed van lig omtrent. Of ja, dit is so. En dan het hy baie klein energie en hy het nie baie goeie interaksie met materie nie. So hy kan vir jou 'n boodskap bring van baie ver, van die ander kant van die heelal af. Dis hoekom hierdie 'n mooi metafoor is om te sê dis multi, dan is 'n klomp boodskappers. Hierdie boodskapper kan ons anders weer vertel as daardie boodskapper. En dan staan nog gravitasionele golwe. Ons sal nou 'n bietjie vertel wat hulle is. En dan ons die gewone fotone, dis die tipiese astronomie wat ons ken. Maar dis dan kry ons multi-boodskapper astronomie. So dis 'n hele nuwe veld en ons moet net bybly. Nou ek gaan 'n paar voorbeelde net gee van al hierdie boodskappers en waar ons hulle gebruik. Hierdie is al 10 jaar terug wat ons kosmiese strale vanaf pulsare gemodelleer het. Nou hierdie is die tipiese kosmiese straal, nie gewoonlik werk ons met swaarder nukleone, protone en swaarder. Hierdie is positrone, want hulle sê altyd in Engels, pulsare, they are positron factories. Hulle is positron fabrieke, want daar's vaarproduksie wat plaasvind. Ek sal nou 'n bietjie daar iets sê. So ons het 'n model gemaak om te sê wat se bydrae kan pulsare maak tot wat ons sien. En wat ons sien is 'n sogenaamde positron oormaat of 'n excess. So die model het gedink dat die groen is nou waar die dinge moet lê, die vloed, en toe kom hulle agter, maar daar is nou 'n positron te veel van hulle, dit is 'n oormaat. En nou is daar baie teorieë oor wat kan dit wees. Supernova reste, plasma nevels, aktiewe galaktiese kerne, of selfs pulsare. En daar's baie onbekendes, so hulle sê altyd as jy model te veel vrye parameters het, dan is dit lekker en sleg. En dis lekker want die enige ding pas, maar dit is sleg want jy kan nie so baie leer as die data nie baie goed beperk nie. So, net om te sê, pulsare is besig om deeltjies uit te spoeg. Nou hierso is dit baie, ek wil eintlik nie wys nie, dis nog nie gepubliseer nie, maar van my medewerkers wat werk op pulsare en net om die idee te wys, hulle is besig om te wonder of pulsare neutrinos ook kan gee. En dit sal gepulseerde neutrinos wees. En dit sal nogal 'n ontdekking wees as dit daar is. Hulle beweer dat daar dalk 'n sein in die data van so iets. So dit sal nogal baie interessant wees. Dan die gravitasionele golwe. Nou dis nogal ook 'n baie interessante ding. Ons sit hier in die middel en die ruimte wat ons ken is 3D, maar Einstein se teorieë
het die ruimte en tyd saamgevoeg in 'n 4-dimensionele ruimtetyd. En dis wat nou hier voorgestel word deur hierdie blokkies of 'n rooster. En dan sal pulsare oor. Ons gaan nou sien dat pulsare is verskriklike goeie horlosies. Hulle is so goed dat hulle soos atomiese horlosies kan tyd hou. Baie, baie goed. Party het nou 'n bietjie meer geraas en ander minder. Maar as jy nou klomp van hierdie natuurlike horlosies het, en daar kom 'n groot sein verby. En dis my ander vriend is 'n kosmoloog. Hy sal vir ons nog vertel waar dit vandaan kom. Maar dit kom tipies van as daar 2 gravitasiekolke instort. En nog prentjie, daar's hulle. As 2 gravitasiekolke een word, dan is daar 'n klomp gravitasionele golwe wat nou kom en teen die spoed van lig beweeg van die ander kant af van die heelal. En hierdie klomp horlosies is so presies. As die golf verbykom, dan sal 'n minuskule rekking in die tyd van die sein. En die ruimtetyd eintlik wat uitsit en terugdruk. En dan kan mense begin meet. En tot 2 slim mense hierdie bevelling gemaak om te sê as ek boek het tussen 2 pulsare, dan is daar 'n antikorrelasie of korrelasie van hierdie seine. En dis die baie beroemde Hellings and Downs kromme. En baie teleskope, radioteleskope is besig om data te versamel al vir 15 jaar en langer, om te kyk of hulle hierdie kromme kan meet, want dan sal hulle gravitasionele golwe agtergrond gemeet het. En jy kan sien, hy is nog nie heeltemal daar nie, maar hy begin dan na iets lyk. En ons eie Amerika teleskoop in die Kaap is besig om ook baie goeie bydrae te lewer tot die spesifieke wetenskap. En dis 'n groot meting wat as hy gaan deurkom, gaan dit eintlik baie groot wees. Nou net om te sien, daar het ek die Kaap gemis, maar galaktiese pulsare is 10 tot die mag 21 cm ver van ons af verwy. En dis 'n 1 met 21 nulle, so dis nogal ver. Maar in 'n astronomiese sin is dit eintlik baie naby, want dit is in ons sterrestelsel en daar's biljoene sterrestelsels weg. So ons moet eintlik klein voel, soos Louis Gilliaud sê. Nou wil ek sê oor die dubbelpulsarstelsel sê. Dis 'n baie eksotiese stelsel met 2 pulsare wat om mekaar wentel. Nou kan jy dink, hulle is so presies, hulle is soos 2 horlosies, soos 'n geskenk wat ons gegee is. En hulle het 2 bundels wat wys na die ruimte toe. En ons sien 2 pulsare se seine. Dis 'n relativistiese binêre stelsel. En dit beteken dat ons kan Einstein se teorie toets met behulp van hierdie wonderlike stelsel. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. Nou die astronome het so baie astronomies baie voorwerpe, dat hulle nie vir elkeen 'n mooi naam kan gee nie, so hulle moet sommer volgens die koördinaat wat die rigting bepaal van waar hierdie bron is. So die PSR staan vir pulsar, en dan is dit die J is 'n epoch. Dit is 2000 dat ek reg onthou. En dan hierdie is jou regterklimming en die deklinasie en so aan. Maar dit sê maar net vir jou dat dit is jou rigting van jou bron. So dis hoe mense bron benoem. Dit is nie so kreatief noodwendig nie, maar dit is eintlik 'n manier om net sin te maak. En dit is ontdek op 64 meter teleskoop daar in Australië. En daar is die periode is 23 millisekondes, dis hoe vanaf die een in die rondte draai, en die ander netjie is 2.8 millisekondes. Dit beteken amper 1000 keer per sekonde wat hierdie sonmassa wat aangedruk is in 10 km radius om sy eie as spin. So dis 'n geweldige vinnig roterende ster en baie stabiel. Dis hoe so stabiel ook is, hy's baie kompak. En dan die baan orbitale beweging is 2.4 uur. En ons sien Engels die eclipse of 'n verduistering wat plaasvind omdat die twee nou so naby mekaar is, amper by dieselfde vlak beweeg met betrekking tot ons siglyn. So dit is nogal oulik en dan die baan is byna sirkelvormig. Die ouens wat nou van wat sê woord eksentrisiteit, né? Weet, as hy nul is dit 'n sirkel, perfekte sirkel. So hy's naby aan hom. Goed, nou wat maak ons met hierdie bron? Wel, ons meet en ons toets algemene relativiteitsteorie en die sterkveldregime. So ons kan gravitasionele golwe indirek meet. Kyk hoe mooi is daai voorspelling, daai rooi lyn in die data. En jy kan geweldig baie mooi meet wat jy gedink het jy gaan kry en wat jy wel gekry het, en dis bitter naby aan een daai verhouding. So dit is regtig 'n baie mooi tweede meting. Die eerste meting wat so gelyk het, was 'n Nobelprys werd. Ongelukkig is hierdie tweede meting
maar dit is baie gedetailleerd. Jy kan sien, dit is oor 20 jaar gemeet. Dan is daar ander dinge soos Shapiro vertraging, omdat die ruimte, as hy plat is, dan kom die lig na jou toe, en dan sien jy, en jy het 'n sekere tyd om jou te bereik, maar wanneer die ruimte gebuig word, of gekrom word, deur massa, en Einstein se teorie, moet hierdie ligstraal langer neem om by jou uit te kom, en daai verskil, is die Shapiro vertraging, Shapiro delay, en ons meet op die verskyning van die PDH-strom, dis 'n relativistiese effek, en dan meet ons tydrekking, time dilation, en ons meet rooi verskyning. En baie akkuraat, kyk hoe akkuraat, kan ons die massa van hierdie twee sterre meet. Dis werklik ongeëwenaard nog in astrofisika om sulke akkurate metings te kry. En jy gaan wonder wat al die lyne is. Dis voorspellings van bepaalde groothede op hierdie vlak van M1 en M2 of MA en B. En as Einstein se teorie reg is, dan moet hulle almal sny in een punt. En daar sny almal in een punt binne foutgrense wat baie klein is. So ons dink Einstein is naby aan reg met sy teorie. So ons kan pulsare gebruik as gereedskapstukke om teorieë te toets. Dis baie interessant. En mense kan dan vir jouself vra, wat is binne? Iemand het nog ooit 'n groot mes gevat en opgesny en gaan kyk, nee, hulle is te ver en hulle is te kompak. Maar daar's kernwetenskaplikes wat sit in pen en papier en interessante goed, maar hulle het gewys dat dit moet kern- en kwantummeganika wees wat daar toepassing vind. En wat gebeur, baie interessant is dat as beta verval, dat die protone en elektrone val smelt saam, wanneer hierdie groot ster ontplof, want hy hardloop uit energie uit wat hom stabiel hou. Dan smelt die protone en elektrone saam, en dan kry ons neutrone. Dis hoekom ons dit 'n neutronster het. En dis die digste vorm van materie wat ons in die heelal kry. Dis omtrent so dig soos kerne wat ons ken. En dan staan iets soos die Pauli uitsluitingsbeginsel. Ons wat kwantum doen, gaan daarvan leer in statistiese meganika, dat twee elektrone kan nie in dieselfde toestand wees nie. Daar's 'n gasdruk wat ontstaan, dis 'n kwantum effek. En hierdie gasdruk maak dat die ster stabiel is teen gravitasionele ineenstorting. So, daar's baie teorie agter hierdie. Hulle het net sê dis 'n superfluïde, so vir die ingenieurs wat werk met fluïdes, geen viskositeit. Dis nogal 'n interessante een. So as jy 'n ding laat roer, dan gaan hy aanhou roer. Hy gaan nie ergens stop nie. En hy is superkonduktief, wat ook beteken ons gaan weerstand nie. So dit is 'n interessante vorm van materie, en ons sou graag wil weet wat is die toestandsvergelyking van hierdie binnekant. So ons kan pulsare gebruik. Nou, ek weet nie of julle onthou op skool nie, het ons geleer in chemie van die ideale gaswet. En dit was PV is nRT, die druk en die volume, en daar's 'n konstante, en daar's temperatuur, en daar's digtheid. Nou hierdie materiaal hier binne in hierdie neutronster, die neutron superfluïde, moet ook 'n bepaalde vergelyking hê. 'n Druk as funksie van digtheid of massa as funksie van radius. En deurdat ons pulsare gebruik om te meet, kan byvoorbeeld hierso sien, hier's 'n prentjie, 'n grafiek van radius en massa. Hier's verskeie modelle. En as jy nou meet dat die swaarste pulsar sit by 2.1, dan is jy besig om van hierdie modelle al uit te skakel. Hulle kan nie so 'n swaar ster lewer nie, en die ander is nog in die wedstryd om dalk die regte model te wees. So gaan ons pulsare gebruik om binnekant te sien wat gaan aan in 'n pulsar miljoene kilometers van ons af weg. En dit is die krag van wetenskap. Ons neem aan, wetenskap is dieselfde hier as aan die ander kant, as loop ons is reg. Daar's nie 'n ander aanname om te maak nie. Maar as dit so is, dat wetenskap en die wette van fisika is universeel, as ek Einstein ook aangeneem het, in elke raam. Dis dieselfde vorm van die wette van fisika, dan kan ons sulke afleidings maak. Hier is ook 'n interessante voorbeeld wat hulle noem van NICER. Dit is 'n satelliet of 'n teleskoop wat hulle op die ISS gesit het. Dis die internasionale ruimtestasie. En daarmee het hy vreeslik akkuraat ligkrommels in die ekstraalband. En deur modellering, wat ook van my kollegas gedoen het, kan ons agterkom watter dele van hierdie pulsar se atmosfeer of eintlik sy oppervlak is helder in ekstrale. En hier's nou nog ander gravitasie-effekte wat goed is, want dit maak dat ons gravitasieteorie kan toepas om die massa en die radius te beperk van hierdie puls.
En ek gaan nou 'n bietjie iets oor nicer sê, maar hulle oogmerk is om die radius binne 5% akkuraatheid te meet. Nou dink aan 'n ding wat miljoene kilometer ver is, jy wil binne 5% weet wat die radius is en jy kan dit doen omdat Einstein se teorie as korrek aanvaar word en die M of R effek is die kompaktheid leer vir jou iets en dit beïnvloed hierdie ligklommes wat jy het. So jy kan sien dat as jy dit kombineer met gravitasionele golwe, daar's 'n mooi voorbeeld van multi-boodskapper astronomie. Jy het gravitasionele golwe, jy het fotone, dan word hierdie onsekerheidsband al hoe kleiner. En daar sit jy by die kosmologiese waarde van naby aan 10 km en naby aan 1.5 of 1.4 sonmassas. En wat is binne al hierdie snaakste superfluïde? Wat is buite? Deeltjies en magneetvelde en elektriese velde. Dis wat buite is. So ons dink baie keer op die aarde, ons het nou 'n doodgieter nodig en ons het 'n kragmeter nodig en alles, maar hier's groot magneetvelde, hier's groot e-velde en allerlei interessante kwantum effekte en gravitasie effekte en as ek sê vir studente, jy vat al jou teorieë en gooi alles bymekaar en dan maak jy 'n pulsarmodel. Nou hoop jy leer iets, want dis ietsie van alles, kwantum en elektromagnetisme en gravitasie teorie, sommer iets van alles. So dit maak dit baie moeilik om op te los, maar dit maak dit baie interessant. En jy kan nie sien dat die sommige kollegas dat die magneetvelde modelleer en probeer beperk deur data te pas met hulle model. Nou, hulle praat van die pulsar zoo, het klink bietjie snaaks in Afrikaans, die pulsar dieretuin, maar dis al die soorte pulsare wat jy kry. En ek gaan nie op almal praat nie, maar wat ons doen is ons maak 'n plot of 'n grafiek van P en P dot. Nou P is jou periode, maar as hierdie periode met tyd verander en hy moet verander omdat ek energie verloor, so hy spin af. Hy verloor energie, gravitasie-energie en dan spin hy alles stadig. En dan is daar 'n P dot wat ontstaan. Dan kan 'n mens sien, hier is een groot groep wat ons die jong pulsare noem of kanoniese pulsare. En hier is die ou groep wat ons die millisekonde pulsare noem, want hulle periodes is 'n paar millisekondes. Baie vinnig wat hierdie sterre spin. En ja, ek kan nou baie dinge sê wat ek nie eintlik wil sê nie, maar mense kan baie leer deur net na hierdie ding te staar vir 'n paar dekades as wat mense doen. En probeer agterkom hoe beweeg 'n jong pulsar wat gebore word daar deur hierdie gebied, en dan noem die graafplaas, graveyard, en dan word hy weer lewendig en dan sit hy hierso. So daar's baie teorieë daaroor. En julle kan my kom vra. Net om te interessant te wys, dis 'n interessante vraag. Die ouens by NASA is bietjie uitgelewer in die politiek. As die manne beklei en hulle kan nie oor 'n begroting saamstem nie, en ek was ook mos nou so 'n kort rukkie daar, dan sluit hulle NASA en hulle sê ons gaan nie vir jou salaris betaal tot ons besluit het wat is die nuwe begroting nie. Jy mag nie e-pos kyk nie, jy mag nie wetenskap doen nie, jy mag nie kantoor toe kom nie. Nou sê dit net vir wetenskaplike, né? Het my een kollega pen en papier gevat en begin somme maak en gesê, wat as ons sekere aannames maak, sekere skalings, en toe kom hy uit by die gammastraal helderheid. Dit is 'n funksie wat so loop, en dit is baie mooi teoreties, en dit is ongelooflik dat toe dit gaan meet, toe is 'n vlak wat jy kan teken, en daar is al die regte pulsare wat bo op hierdie vlak lê met spreiding, maar dis nogal reg ongelooflik, en hy kon wys dat hy verkies een scenario van straling en daar's 'n ander denkskool wat ander goed verkies. En ek het vir die ander ouens gevra, nou, maar wat sê julle van hierdie artikel? Ja, ek het nog nie dit gelees nie. Toe sê ek, daar moet jy 'n bietjie gaan lees, dat jy kan vir my sê wat jy daarvan dink. Nou, 'n pulsar, het ek gesê, gee vir ons 'n wind, en hierdie wind, kom maar kyk of die animasie wil wys, hoe mooi is dit. Dis 'n en dis die krappuls. En hy gee baie mooi wind uit. Jy kan letterlik sien hoe daai golwe uitgaan. En dan noem ons dit die torus, en die Afrikaans vir 'n jet. Wat is 'n jet? 'n bundel of 'n straalbundel. Ek weet nie, Engels is baie makliker as 'n jet. Maar ons kan sien hoe mooi, kom ons kyk gou weer, die krap hier so gemeet word. Die krappulsar, en hy's baie dinamies en hy's baie interessant om te meet en so aan. So dis 'n pulsar met nevel. Dis 'n vela. Nou ek weet nie of die klank gaan werk nie. Kom ons kyk wat gebeur.
Okay. Hy maak maar net so hy's hardloop baie en dis ander mense die klank vat van is eintlik radiostraling. Is nie regtig klank nie, maar jy sit hom in 'n tipe masjien wat vir jou klank uitgee soos jou radio en dan hoor jy wat sy sein hy gee. Maar hierso sien jy nie een nie, maar twee torusse. En dis baie interessant die dubbeltorus en die jet of die straalbundel wat jy daar kry van WLAN. So ja, ons doen werk op pulsar benewels ook. Daarso is die sein wat jy sien as jy net na die pulsar kyk, baie mooi skerp sein in die radio. En ek gaan nou 'n bietjie wys. Kyk hoe dinamies is hy. Hulle praat in die Engels van 'n corkscrew. As jy 'n wynbottel oopmaak, daai jet beweeg soos 'n corkscrew. So dit is nogal interessant om dit te sien. Daar's hier 'n klomp van hulle. Chandra se ruimte satelliet en dis die ekstrale wat hy funksioneer en dis weer die krap en dis WLAN en dan sien jy 'n hele klomp ander geometrie. So dis nie sulke eenvoudige goed om te verklaar nie. Elkeen is bietjie anders. Maar dit is nog steeds aanskoulik. Nou ja, ek het gesê daar's spinnekop binêre sisteme. Dis 'n analogie van die sogenaamde black widows of die swart weduwee wat hulle sê wat die 5 mannetjie opeet. En dis wat hier so gebeur. Die enetjie het daai ene op. Hy's net wel klein, maar is baie kompak. En hy trek die geselster se mas saam. Binne 'n kresieskyf of 'n skop wat ontstaan en dan kry jy ook die rooi rug of die redback variasie. En daar's al 50 van hulle in die Melkweg. En ja, kom ons kyk, is net so ons doen ook modelle om te sê wat se deeltjie versnelling vind plaas, wat se golflengtes word uitgestraal ensovoorts. Ons is besig met sulke navorsing. Hierso het my PhD-student wat nou so 2 jaar terug klaar gemaak het, Louis Du Plessis, en dis eintlik baie interessant. In die 60er jare, 69, is daar 'n model ontwikkel wat genoem word die Rotating Vector Model, die RVM. Dis wat pulsar. En hierso in die 2000s ontdek hulle 'n witdwerg pulsar. 'n Witdwerg is bietjie van 'n groter ster en binnekant is meer 'n ontaarde elektrongas, terwyl pulsare is die neutrongas. En toe kom hulle agter maar daar's polarisasie en wat ons gedoen het is ons van die pulsar model ons pas hom net so toe op die witdwerg en ons sien maar daar werk hy. En dit sê vir jou dat die veld naby aan die ster se oppervlak is baie dipoolagtig. Dit is 'n dipool tipe veld. So dis nogal baie interessant en dan die polarisasie dui waarskynlik op sinkrotronstraling. So ja, mens kan leer as mens daar so uit kan leer. Nou net interessant, die Afrikaans praat van 'n model. Jy altyd versigtig wees want ons dink aan iemand wat mooi klere dra en loop op die loopvlak, maar in ons sin is 'n model 'n kode, 'n rekenaarkode basies, maar dis meer as net 'n kode, dis al die fisika wat jy daarin bære en sê kom ons bereken iets gegee die aannames gegee die wette van die fisika. En dan toets jy jou aannames. Model het baie parameters. Dis soos 'n volumeknopjie op 'n radio. As jy hom draai, dan sê klip hard. En as jy hom saggies draai, dan sê nou min. So jy draai jy jou parameters en hier's twee sulke parameters, is twee hoeke. En kyk hoe mooi kan jy hom meet. Dis ongeëwenaard nogal. In die pulsarfisika dan kry jy 10 en 20 grade foute en hier is 2 grade foute. So dis nogal regtig 'n baie interessante projek gewees. Nou ja, ek dink dit is vinniger praat, want dis nou baie om te sê, maar almal ken 'n yskaatser, en as die een se arms en bene oop is, dan gaan hulle stadig in die rondte, as hulle skielik terugtrek, dan gaan hulle vinnig in die rondte. En hoekom gebeur dit? Wel, ons noem dit die traagheidsmassa, die moment of inertia. En as hy naby is, dan is hy klein, en daai L word hoog gebly, conserve, en dan as daai enetjie klein word daai enetjie groot en dis jou hoekspoed. So dis wat met 'n pulsar ook gebeur. Dis 'n groot ster wat stadig ronddraai en as hy nou instort en 'n pulsar word, dan skielik dan begin hy baie vinnig spin. En sy magneetveld word baie sterker. Goed, nou meer tegnies, ek kan nie veel sê nie, maar as jy sommer in jou laboratorium so 'n skyfie vat, metaalskyf, en jy het 'n magneetveld en jy draai hierdie skyf in die rondte, dan indiseer jy 'n potentiaalverskil. En die wiskunde is eintlik baie naby wat in 'n pulsar ook gebeur. Jy kry 'n stroom wat vloei en jy kan hierdie vergelyking aflei.
En daar is jou B-velde en E-velde en daar is jou rotasiespoed. En ja, ons praat van 'n unipolêre induktor. So 'n pulsar is eintlik 'n unipolêre induktor. Dis 'n groot massa wat geleidend is, wat in die ronde draai, en is 'n baie sterk magneetveld. En dan kry jy 'n E-veld, 'n elektriese veld wat versnelling veroorsaak, deeltjies. Dis baie ekstreme voorbeelde. Ek wil sê die persoon, 'n sugar cube of neutrons star stuff on Earth would weigh as much as all of humanity. 'n blokkie, suikerblokkie. En 'n neutronster is soveel soos die hele mensdom se gewig. Baie kompak, baie hoë magneetvelde. Triljoene kere meer as die aarde se. Die massa is amper 'n miljoen keer meer. Maar kyk hoe kompak is hy. Hy is 'n duisendste van die aarde se radius. So sy digtheid is 10⁻14 keer die digtheid van die aarde. En snaaks genoeg die traagheidsmassa is eintlik amper dieselfde. So dit is 'n baie stabiele voorwerp. Nou, wat mense daarmee besig hou, eers met die pen en papier en deesdae met groot rekenaars, hulle modelleer pulsare en hoe dit werk. So daar's 'n pulsar weer eens wat spin op sy as. En dit is baie stadig hierdie, eintlik spin hy baie vinniger. En as ons nou sien, daar's aannames van magneetvelde, groot masjiene met duisende CPU's, verwerkers, en dan kyk wat gebeur. Daar het hulle alles gemodelleer, oor hoe die deeltjies uitkom, waar hulle beweeg. Daar's positrone, elektrone, daar's magneetveldstrukture, al die tipe van dinge. En ja, dis kollegas by NASA wat sulke mooi werk doen. So ons kry al hoe beter begrip van hoe pulsar werk, maar daar's nog steeds baie aannames in hierdie prentjie. So mense moet nog steeds voortgaan om die data by te bring en te kyk of hierdie prentjie. Nou die sonwindmense sal hierdie prentjie herken, hulle noem dit die ballerina romp. En dit is wanneer jy so gelaaide ster het in die middel en hy deeltjies en sy stroom vlak is daar die ekwatoriale vlak wat soos 'n ballerina rompie lyk. En dis dieselfde vir pulsare en dit so. Dis die eerste keer die son vandag 6 opgelos met 'n groot rekenaar. So ja, dis onder bepaalde aannames wel, maar ons dink dat 'n pulsar lyk so. En dat deesdae dink ons dat die straling in hierdie vlak plaasvind en nie meer binne nie. Ons gaan nou bietjie daaroor gesels. So, dis soos ek sê 'n dekade lange proses om uit te vind wat aangaan. Die eerste een was dit in 55 reeds het Deutsch met die hand gesit en bereken dat as jy 'n vakuum is en jy het 'n stadige roteerder, dan kry jy dis nou 'n bietjie longvertaal, maar vakuum vertraagde dipole, 'n vacuum retarded dipole field. En dit is vakuum. So dit is 'n struktuur, maar daar's geen ladings, daar's geen deeltjies nie, en daar's geen strome nie, currents. En dis 'n probleem, want jy het deeltjies nodig om vir jou straling te gee. So aan die ander kant, as jy nou aan die ander kant van die spektrum kom, die wiskundiges is lief daarvoor om limite te vat. Een sê konduktiwiteit is 0, die ander een sê konduktiwiteit is oneindig. Dis daai limiet. Dan kry jy nou weer geen elektriese velde nie, en dan kry jy geen deeltjieversnelling nie. So nie een van die twee regimes werk eintlik nie, maar dit is handig om hulle te bestudeer om te sê 'n pulsar lê in die middel. En daar sou die ouens in 2012 en so aan begin met groot berekeninge om 'n nie ideale MAD magnetosfeer te bereken. So die een lê presies tussen die ander twee. Hy is nie vakuum nie, maar hy is ook nie volplasma nie. Daar's gebiede waar daar versnelling kan plaasvind. En dit is wat ons deesdae ook dink hoe pulsar meer begin lyk, soos ons hom verstaan. Nou ja, toe ek jonger was, het ek gewonder, wat is die pulsar vergelyking? Dit klink nogal baie interessant. Toe gaan soek ek om te kry, dis hierdie ene. Ek het hom nog nie opgelos nie, maar van my kollegas het wel, die eerste keer in 1999, en toe kry hulle hierdie mooi pulsar magnetosfeer. So net om te wys, dat daar's baie wiskunde daar buite, daar's baie fisika daar buite, en die pulsar is nie net 'n ster wat draai nie, daar's wiskunde, daar's magneetvelde, daar's elektriese velde, wat 'n mens kan oplos, daar's natuurwette, wat daar so is. En toe in 2006 het Witkowski daai kantelhoek weg vanaf die 0 gemaak. So hierdie enetjie, as jy teruggaan, was die kantelhoek 0 gewees, so sogenaamde asymmetriese oplossing of aligned rotator.
En hierso is 'n non-aligned, inclined rotator in Engels, gekantelde roteerder. So, groot rekenaars wat al hierdie goed bereken. En mense sê altyd vir jou, kom studeer die fisika, wat kan jy maak met sterre? En dis interessant in die eerste plek, maar daar's baie vaardighede wat ons vir die kinders ook vir studente wil leer. Jy leer hulle met groot rekenaars werk, jy leer hulle met programmering doen, jy leer hulle aanbiedings doen, jy leer interpretasie, kritiese denke. Daar's baie goeie resultate van fisika wat mens nie noodwendig dadelik sien nie, want in die eerste plek naby in jou hart wil jy sien hoe werk die natuur. En dit is eintlik wonderlik in die skepping. Nou hier's van ons werk so 'n paar jaar terug, my ander PhD student wat al 'n paar jaar afgestudeer het. En wat ons hier gedoen het is ons van die bundel in hoë energiestrale en ons maak 'n kaart daarvan, ons maak hom plat. Dit is eintlik rond, dit is sferies. Ons rol hom uit op 'n plat vlak en hier is my fase. Dis soos wat ek draai sikliese tyd en hierdie is my poolhoek van bo af onder toe. So 'n waarnemer sal byvoorbeeld hierso sit of hierso sit of daarso sit. En dan kan jy die swak olietjies in beweeg. So alfa is jou inklinasiehoek. En wat jy kry is dat hierdie bundel wat nou voorspel word deur die model verander heeltyd vir alfa, vir my kantelhoek. So as noem hierdie nogal wat hulle in Engels noem dit mooi dan, dis 'n brandoppervlak, caustic. En as mense 'n bepaalde waarnemer vat en hy sny hierdie brandoppervlaktes, dan kry jy 2 pieke in hierdie geval. En dit is 'n ligkromming. Dis 'n ligkromme wat vloed versus tyd. En daai curve, is dit nou. En dan as jy terugdink in jou swembad, daar brandoppervlak is. Die lig bundel saam en dan sien op 'n ander beginsel, maar soortgelyke gedagte dat in pulsare dink ons dit werk ook so, dat die lig bundel saam en dan kry jy hierdie piek uit ons. So baie interessant. En dan natuurlik omdat jy nou 'n teoretikus is, kan jy sê, wat sal elke ander waarnemer sien in die heelal? En jy kyk na al die rigtings en dan kyk jy hoe verander hierdie ligkromme van hierdie pulse. En dan moet jy natuurlik dit met data konfronteer en kyk of dit nou regtig werk. As iemand wat moet gaan, dit is goed. So ek gaan gou 'n bietjie praat oor data, instrumente. Meerkat. Nou, daar's 'n mooi woordspeling. Kat is nie 'n kat nie, hoewel dit staan vir kat, maar dit staan vir Karoo Array Telescope. En toe is daar nou 4 van hulle en toe later 64, dus daar meer katte, maar daar's ook 'n meerkat, dis die simbool van hierdie Suid-Afrikaanse teleskoop. Dit is baie oulik. So, daar's 90 km buite Carnarvon, dis die voorloper van die SKA. Nou, as jy teleskope bou, is oppervlakte belangrik, want hoe groter oppervlak jy is soos 'n emmer, wat water kan berg, of fotone. 'n Groot emmer kan groter hoeveelheid water berg, of meer fotone sien, so jy wil altyd groter gaan met jou oppervlakte. En as jy nou kom by 'n vierkante kilometer, so oppervlakte, dan sien jy al aanwesigheid. Dit is nog op pad, volgende dekade, maar die meerkat is 'n voorloper, hy is nou miskien op die 1% vlak of kleiner, van die SKA dit eintlik gaan wees. Die SKA gaan 3000 van hierdie teleskope bymekaar sit. Ons trek met 64, so ons is op pad af. En daar's reeds baie werk op pulsare, baie interessant, wat ek nie nou gaan ingaan nie. Daar so is 'n kunstenaarsvoorstelle van die SKA, wat daar so by Carnarvon begin en hy maak so 'n spiraal reg oor Afrika. Sulke bene van teleskope wat reg oor Afrika gaan wees, 'n geweldige goeie oplosvermoë het. En ons is die gasheer in Australië wat die lae frekwensie gedeelte huisves. En ja, 50 keer die Engels is die angular resolution, die oplosvermoë van die Hubble ruimteteleskoop. So geweldig fyn wat jy kan sien met die ding. Hy's nog op pad, maar ons bou al reeds en ek gaan nou nie moeg maak hiermee nie, maar hy's geweldig baie dinge wat jy net met pulsare kan doen op hierdie teleskoop wat kom. So die kernboodskap is daar's 'n enorme aantal ontdekkings en jy gaan pulsare gebruik as gereedskap, as horlosies om ander dinge te doen. Ek het van NASA gepraat, hy sit daar op die ruimtestasie en hy se oogmerk is om die radius binne 5% akkuraatheid te meet. Baie interessant. Hulle het gedemonstreer deur pulsare te gebruik. Hulle is sulke goeie horlosies dat jy kan 'n tipe GPS-stelsel
opstel vir ruimtetye wat aan die son omgewing en sonnestelsel beweeg en dan die galaktiese GPS-stelsel deur die pulsare gebruik. So dit is nogal baie handig. Die wat ook van Carnarvon en van Sutherland eintlik weet, daar soos die SALT, die Southern African Large Telescope, dis 'n optiese teleskoop, 11 meter in deursnee, baie groot. En hier is Fermi, waarop ek my postdoc gedoen het, onder andere op sy data. En dit is 'n satelliet wat gammastrale sien rond die aarde, elke 1,5 uur, maak hy 'n siklus. Dan bou mense groot watertanks, en hulle kyk na shedding of lig van die deeltjies wat inkom, en dan kan baie hoë energiefotone raak sien. Dan is dit die HES, High Energy Stereoscopic System, of Marcus is die groepleier van HES hierso, by die Noordwes Universiteit. En dis 4 13 meter teleskope en een grootte, 26 meter. En ek het eintlik met die 2 foto wys, ek het so gestaan by die enetjie, daar staan nie daar, dit nog redelik in verhouding baie klein. Nie daai enetjie nie, maar die grootte. So 26 meter, dit klink nie baie nie, maar dis baie wag. En ons kyk na baie hoë energie fotone. Sy toekomstige vorm gaan die CPAO wees. En ons sit dit 'n klomp van hulle bymekaar. Kleintjies in middelslag en grootes. En dan kyk ons na nog sensitiewer na die baie hoë energie gammastrale wat ons kry. En dan wil ek net noem, ek gaan nie te veel spandeer nie, dat LASO kyk na pevatrons. So jy kry verskillende energieë, GeV, TeV, PeV ensovoorts. En hulle het die krag gesien wat baie naby aan 1 pevatron fotoenergie. So dit is regtig al amper 'n rekord getal in astronomie en die teoretiese moet gaan kopkrap nou hoe op aarde kan hierdie pulsar so effektief wees om deeltjies te versnel. So effektief na te loop in 'n gebou. Dan neutrinos in die suidpool. En so lekker sien jy mooi inzoom. En dan wil ek net gou iets sê oor HES-resultate. So as mens na 'n pulsar kyk, na al sy fotone wat hy uitstraal hierdie hele spektrum, en jy kan sien kyk hoeveel dekades is daar, 10 to die 5 en 20 dekades in energie, en jy sien verskillende komponente, radio, hier's infrarooi, hier's ekstrale, hier's opties, hier's baie energie gammastrale, en hier's werk in hierdie gebied. So, as jy na al die ligkrommes gaan kyk oor al die energiebande, dan kan jy sien, hulle verskil. Hierso is opties, dan raak dit ekstrale, dan is dit gammastrale. En deesdae Fermi 'n vreeslike mooi meting. Jy kan sien daar is die radiopuls, die rooietjie, en daar is 2 pieke en daar is die derde piek van Vela wat ons gemeet het. Baie mooi. En dan HES het eers in hierdie energiegebied gemeet en toe sien hulle ons sien wat die ander teleskope ook sien, so dis die stert van die spektrum. En mens kan baie inligting kry oor versnellingsprosesse en geometrie van die bron deur hierdie te bestudeer. En toe sien hulle ook daar so 'n piek wat oorbly en hy is in fase met wat Fermi sien, die HES-mense. En toe hulle weer kyk by hoë energie, toe sien hulle daar pulsasies by 20 TeV. Dit was 'n groot verrassing. En skielik almal het hierdie een en al baie keer gesien. Daar's 300 pulsare wat so lyk. En skielik is die een wat nou 'n nuwe komponent het. So dis 'n baie resente ontdekking en ons het 'n idee wat daar gebeur, maar ons trap nog so 'n bietjie kop, dis baie interessant. Dit dat ons dink, nee, maar skielik dink ons die deeltjies kom nie meer hierso vandaan in fotone nie, maar hulle is meer in hierdie gebied. Waar hulle vandaan kom, daar's redes hoekom ons so dink. Hier's van ons modelle wat die data mooi pas. Ja, redelik. Moet nou nie as 'n kwadraat probeer nie. Hy gaan nie vir jou sê dis 'n goeie passing nie, maar dis nie te sleg wat ons het nie. En hierdie nuwe komponente kan ons modelleer met ons modelle. Dis groot modelle wat op 'n hele kluster moet loop, baie rekenaars en wat ons dan nou moet beskou. Nou goed, hier's 'n bietjie detail wat ek nie te veel wil oor sê nie, maar as jy na die modelle weer eens kyk, dan word die een piek helderder as die ander piek. En die enetjie verdwyn as jy opgaan in energie, en jy kan dit ook selfs raakvat. So ja, en dan is dan nou die pieke van Fermi, wat jy kan mooi sien, die een piek word al hoe sterker, en die ander piek word al hoe swakker, soos energie hoër gaan,
En die modelle moet dit kan verklaar. So op 'n ander manier kyk, daar's energie. Dis hierdie een wat hier opgaan. En daar's jou fase en dan kan jy sien hier's die een piek wat aanvanklik sterk is. Hy's doof daar en dan aan die einde dan is hy baie sterk en hy raak doof daar. So daar's 'n geometriese en spektrale effek wat daar plaasvind. En hierso werk van 'n vorige PhD-student waar ons gewys het dat die magneetvaste struktuur beïnvloed my straling op so 'n manier dat die twee pieke verskillende spektra het. En dan sien ons presies wat daar sou gebeur. Die een, soos dat die beweeg deur energie, sny die een spektrum vroeër af as die ander een. En dan verdwyn die een piek voor die ander een. So dit is baie interessant om dit so te sien. Hierso praat die ouens oor tendense wat hulle sien. Hier's baie fisika opgesluit dat jy nou wil gesels nie, dis te veel details, maar daar's baie interessante modelle weer eens. Hierso het ek ook modelle gepas op data byvoorbeeld. Hele rukkie terug en daar's tendense wat die modelle dan raak van deesdae. So dit sê vir nogal dat ons hopelik op die regte spoor is. So ten slotte, net so 2 minute wil ek net sê daar's geweldige ontwikkelinge in die veld en 'n mens is nou al 20 jaar besig, al 25 jaar en dan kom jy agter, jy weet maar nog min, hierdie mense, hierdie persoon, Contopoulos, is die ou wat in 1999 die eerste oplossing gekry het vir die asymmetriese magneetveld. Hy is nog besig en het weer 'n nuwe oplossing gekry met nuwe studente van hom. En dit is nou interessant, dat PINN is 'n physics-informed neural network. Nou, 'n neurale netwerk is 'n groot stelsel van rekenaarprogrammering wat hulle fisika bysit en hy sorteer soos AI. Hy sorteer vir jou uit hoe moet die oplossing lyk en hy gee vir jou 'n oplossing wat aan die fisika beginsels gehoorsaam is. So dit is nogal ook 'n nuwe ding. Die ab initio, dis baie basiese particle in cell codes. Hulle stuur die deeltjies in en dan kyk hulle waar beweeg die deeltjies rond in die magneetvelde. Wat is die effek van die deeltjie op die veld? Wat is die effek van die veld op die deeltjie? En wat se straling kan ek kry? En dan kan jy reg nou begin agterkom hoe werk die pulsar. In die 90's en daai jare moes die ouens met die pen sit en probeer uitpleis en hulle kon net klein stukkies van die probleem verstaan. Nou kan ons 'n globale oplossing kry. En daar's nog aannames in hierdie modelle, maar hulle is al baie meer realisties. En daar kan jy sien hoe wat as jy meer en meer deeltjies inspuit, hierdie geel gedeelte gaan dan nou na die sogenaamde stroomvlak, afvalling sheet. En dit is nog 'n groot ontdekking dat mense het gedink dat die deeltjies straal is in hierdie gebied en ons nog nie. Ons dan is nou hierso. Dit was 'n hele revolusie in die veld gewees. So ons het baie gestry in die 90er jare en toe kom die slim rekenaars en sê maar ons almal was so 'n bietjie vergeet. Hier is nog 'n interessante oplossing van toepassing van grafiekteorie. Gewoonlik onthou jy die PP dot diagram, daar is hy weer. Hier is jou P en daar is jou P dot. En toe sê die mense maar dis nie al manier om data voor te stel nie, kom ons stel dit voor as 'n boom. En dat 'n sekere matriek wat afstand langs hierdie boom meet. En nou kan jy sien dat daar so, ons dink daar's pulsare daar en daar. Sit hy op daai tak en op daai tak en is daar nog 'n tak. En nou begin hulle sê, kom ons sê, ek weet nie wat is dat nie, maar hierso's pulsare nevels. Dan kom ons kyk na die donkerblou kolletjies en ons gaan kyk of daar nog pulsare nevels is. So daai is pulsare met soortgelyke eienskappe. En dis 'n nuwe manier om te kyk na jou data. Ook neurale netwerke om multipolêre velde te bereken. So as jy nou 'n groot berekening doen, dan vat dit baie tyd en baie geld en baie krag en baie energie. En as jy nou vir 'n neurale netwerk kan sê, maar as ek dit insit en ek doen my berekening en kry dit uit. En hier's nog 'n voorbeeld en nog 'n voorbeeld en nog 'n voorbeeld en nou sê vir my, okay, ek gaan nie meer vir jou sê nie, ek sit dit in, wat gaan ek uitkry? Dan leer hy homself, spesifiek interessant. Geen fisika, hy stel net gewiggies, numeriese gewiggies, en dan voorspel hy vir jou, binne 5% die regte antwoord, en jy hoef nie hierdie vreeslike berekening mee te doen nie, hy sê, okay, dis dit, en skielik, kan jy 'n parameterruimte deursoek, wat jy nooit kon. Dit ontsluit jy parameterruimtes, jy kan jy parameters vasmaak en meer beperk. So net so tong in die kies, die navorsingsdirekteur is nou weg, maar
Dan is altyd met beplan vir 5 jaar vorentoe. Ons het planne vir 5 jaar vorentoe. Ons het ook verskeie subvelde en is baie projekte aan die gang. Daar's regtig 'n hele klomp artikels wat lê en wag, wat gedoen moet word, en dis eintlik goed om in so 'n posisie te wees, om te weet dat daar's baie dinge. I hope the students can recognize some of their projects in there's the fast idea bursts and there's all the projects, so ons hele groepse projekte en nog meer is hierso. En dit spesifiek maar net dat die veld is baie wyd, die veld is baie oop, en ons is bevoorreg om soveel ondersteuning te hê van ons universiteit, van ons regering, van ons kollegas. So ten slotte, Pulsar is regtig ongelooflik interessant. Dit is baie ryk, baie divers. Jy kan verskeie goed doen. Jy kan kernfisika doen. Jy kan magnetiese en elektromagnetisme doen. Jy kan kwantummeganika doen. Jy kan tydsmetings doen. Jy kan populasiestudies doen. Jy kan geweldig baie dinge doen. En jy kan fundamentele fisika ondersoek. In ons laboratoria is jy beperk. Hoe sterk magneetveld kan ek aanlê? Hoe sterk elektriese veld? Hierso is die sterkste in die heelal omtrent. En jy kan kyk wat is die effek daarvan. Jy kan multiboodskappers kry en ietsie leer van pulsare. Jy kan ook iets leer oor die ruimte tussen jou en die pulsar. So dis nog 'n ander veld. En dan is ons gedurig besig om nuwe teleskope te bou, soos ons geld kry van ons regerings af. En ons maak nuwe ontdekkings, die hopelik kry nuwe algoritmes en nuwe tegnieke om data te analiseer en kyk. So ja, ons leer nog altyd meer. So baie dankie vir julle aandag. Ek weet dis baie inligting. Ek vertrou daar's iets wat uitgestaan het. Dankie.